Welkom terug by die daaglikse oordenking. My naam is Darius Prinsloo, 'n prediker by Wesrand Lewensentrum daar in Rymsig en ek is bly het vandag weer by ons ingeskakel. Ons kyk nog hierdie hele week na Psalm 1 en ons is nou in so lekker seisoen in lente hier in September waar alles begin groei en groen is en mooi is. En Psalm 1 tot 3, die psalmdigter vir ons hierdie mooi beeld geskep van hoe God wil hê ons moet groei en hy wil saad plant in ons lewe. Want in vers 4 neem hy 'n wending en hy begin amper weer die winter skets vir ons hier in 'n groeiseisoen, dat daar tye is wanneer dinge nie so goed gaan en mooi lyk nie. Kom ons lees dit saam, Psalm 1 vers 4. So is die goddeloses nie. Hulle is so skaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. So tot nou het die psalmdigter gesê, wanneer jy in God gefestig is, wanneer jy God toelaat om saad in jou lewe te saai, gaan jy vrug dra. Maar hier kom en hy sê, die teenoorgestelde daarvan, goddeloses is so skaf wat deur die wind weggewaai word. Nou elkeen van ons, ek en jy, het 'n area in ons lewe wat bietjie dor of droog is, wat bietjie 'n wintertyd beleef. Miskien is daar vrug wat bietjie slegte plekkies het, omdat ons daai area nog nie heeltemal oorgegee het in die tuinier nie. Nog nie vir Jesus gesê het, Here, help my asseblief in hierdie ding. Baie keer is dit ons beursies, wat die laaste ding is wat ons vir Jesus gee, ons geld, wat ons sê, U kan alles in my lewe bestuur, U kan my snoei, U kan water gee waar U wil, maar my finansies hanteer ek self, my aftreeplan, ek is verantwoordelik daarvoor en hoe ek my goed gaan spandeer. Miskien is dit jou besittings, miskien is dit jou huwelik, of jou verhoudings, of jou vriendekringe. Daar's 'n sekere area in my en jou lewe, wat ons nog nie vir die tuinier van ons siel oorgegee het nie. En dis die plek waar dit dor en droog is. Dis die plek waar daar nie lewe is nie, want wanneer die tuinier nie daaraan werk nie, gaan daar nie vrug kom nie, gaan daar nie groei kom nie. Watter areas aan jou lewe wat jy bietjie moet oordink en sê, weet jy wat, hierdie deel van my dra nog nie vrug nie, en die rede is, omdat ek het nog nie aan die tuinier oorgegee het nie, om nog nie toegelaat het om eerstens saad te saai, of tweedens die saad wat hy wel gesaai het, te laat grond, te wortel skiet in my lewe nie. Laat hom toe om dit te voed, en daai slegte plekkies uit te sny, sodat daar kan vrug kom in jou lewe, soos wat hy beplan het. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie waarheid. Dankie dat U kom vandag en op 'n liefdevolle manier, soos 'n tuinier kom en sê, ek snoei bietjie aan jou vandag. En miskien is dit nie so lekker nie, miskien is dit nie seer om te hoor, daar's dele in my area in lewe wat nie groei nie, wat dor en verdroog is, maar is my toedoen, Here, omdat ek nog nie toegelaat het om daaraan te werk nie. Nou kom vandag, kom snoei daaraan en U kom sny dit en U kom kap dit uit, en dit maak miskien 'n bietjie seer, maar ons weet dit bring groei, dit bring lewe, en ek wil vir U prys daarvoor en dankie sê. Here, help ons dat ons eerlik kan wees met U. U weet reeds wat daardie areas is, maar laat ons na U toe kom en sê, help my asseblief hiermee, Here. Hierdie is 'n area wat aandag kort, waar ek U nodig het om uit te sny, te snoei en water te gee. Here, dankie dat U beskikbaar is en dankie dat U wil 'n verhouding met ons hê en betrokke raak in ons lewens. Ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie sterkte en moenie bang wees vir hierdie dor areas nie. Vat dit na Jesus toe en laat dit uitsny uit jou lewe uit, sodat daar kan vrug dra. Geniet die dag, ons gesels môre verder. Mooi bly.